Ek is so bly om jou nog steeds on board te hê, soos hulle van praat, en dat jy nog in hierdie reistog, hierdie avontuur, hierdie reis na finansiële vryheid is, want God waarborg sukses vir jou. Dankie dat jy nog hier so is. Nie vir my onthaalwe nie, vir jou onthaalwe. Ek is bly vir jou. Ons het laasweek gekyk, of die vorige program, wanneer jy ook al gekyk het ons gekyk dat daar's 'n salwing vir bonatuurlike skulddelging. En ons het gekyk na 5 hoog aangeskrewe waarhede aangaande skulddelging. Nou die eerste een wat ons gekyk is dat God waarborg uit sy woord uit dat hy ons skuldvryheid waarborg. Hy sê weet dat God is 'n God wat jou skuld kan delg. Ons moet dit glo vandag hê. Maar die tweede beginsel wat ek vandag met jou wil praat oor is dat weet dat God is geen aannemer van mense nie. So God gaan nie omdat ek nou Steven is my voor jou trek nie. Jy moet weet dat jy spesiaal vir die Here. Jy moet weet omdat jy hierso sit en luister, reik jy uit na die Here toe. Jy sê Here, help my. Jy roep die Here aan deur hierdie dat jy hierso sit en na kyk. So God respekteer, wel laat ek myself eerder so uitdruk. Wat is dit dan wat God, as hy nie mense respekteer nie, wat respekteer hy? Kom ek sê eerder wat hy nie respekteer nie. Hy respekteer nie wanneer jy 'n versoek begin uitstuur aan 1000 mense en vir hulle sê, weet, WhatsApps uitstuur en sê, bid saam met my nie. En nou sê die Here, jene, ek respekteer hier, daar's 1000 mense as jy bid. Inteendeel, dit kan 999 wees wat sê, het jy gehoor wat met Jannie gebeur het? En een persoon wat jouself is wat sê, ek staan vir finansiële vryheid, ek staan vir deurbraak. Maar 999 sê, het jy gehoor? Hulle sê ons bid vir jou, maar dis eintlik wat hulle sê. Moenie daai weg volg nie. God respekteer nie mense nie, God respekteer geloof. Dis die punt, nie mense nie. So, ja, ek het genoem vorige program dat wanneer iemand vir jou hande oplê, dis Bybels, ek doen dit myself, om hande te lê op iemand, en vir hulle te bid, ek gaan nie dit nou, die doktrine of die waarheid daarvan nou in jou verduidelik nie, maar daar's 'n waarheid in, maar wanneer jy na die Here toe gaan en sê, Here help jou, want hy is lief vir jou. En Hebreërs 11 vers 6 in die Amplified sê, but without faith, it is impossible to please and be satisfactory to God. Hoe wat sê die Bybel? Dis die waarheid. Jy moet die waarheid ken. For whoever, nie Steven of Anton of wie ook, whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that He is the rewarder of those who earnestly and diligently seek Him out. Toe ek na die Here toe gaan, 27 jaar terug, en vir die Here vra, Here, ek sien nie hierdie, ek verstaan nie hierdie nie, en hy het my sê, okay, bedank aan jou werk, bedank jou bediening, en ek gaan jou leer. Het ek myself vir ten minste 10 ure, ek sê nie jy met jou werk nou bedank en gedoen nie, maar ek het vir 10 ure, I diligently sought after God, ek het hom gesoek. Nie dat God weg van my af is nie. Dis nie dat God hom wil wegsteek van my af nie. Maar ons het toegelaat dat soveel mure om ons gebou is, jy weet, deur wanorde en chaos en oortuigings en leringe en al daai dinge dat ons nie meer kan hoor wanneer die Here met ons praat nie. So ek het hom gesoek aangaande hierdie waarheid, spesifiek oor finansiële vryheid. Ons glo soveel leuns uit die Bybel uit. Soos byvoorbeeld 3 wyse manne. Daar's nie 3 wyse manne nie. Die Bybel praat van die wyse manne uit die ooste uit. Daar staan daar 3 wyse manne nie. En so kan ek baie voorbeelde noem. So God wil jou uit skuld uit hê. But without faith, it is impossible to be pleased and satisfactory to God. So, wat jy vandag moet glo is dat net soos wat God, die Vader, jou gesond wil hê, net so wil hy ook skuldvry hê, net so wil hy jou voorspoedig hê. Net soos wat God ook jou gered wil hê, net so wil hy jou ook voorspoedig hê. En ek het dit in vorige programme gedeel, is dat ons kan nie kom en die bloed van Jesus, wat hy by die Vader gaan offer, in kompartemente sit nie. Ek gaan daai woord nou nie mooi kan uitspreek nie. So, net soos die Vader dit vir ons wil hê ook vir jou finansiële voorspoed hê. Dit is sy wil. Derdens, so onthou nou, God is nie 'n respekteerder van mense nie. Die derde punt is, begin eerstens met wat nodig is om met skuld uit te kom. Onthou, ek herhaal myself net gou hierso.
Ja, ons wil voorspoedig wees, maar jou oplossing is nie net om meer geld te kry. Ek weet meer geld kan jou skuldvry maak. En God gaan meer geld in jou hande sit. Maar kom ons fokus nou op skulddelging. Sodat jy voorspoed kan aktiveer vorentoe vir jou lewe. Om 'n seën te kan wees. So skuld moet so gou as moontlik gedelg word, sodat jy 'n seën kan wees. En dit is, neem 'n kwaliteit besluit. Ek het dit nou al genoem, maar vandag wil ons nou op hierdie punt fokus. Neem 'n kwaliteit besluit. Ek het in die vorige program vra, wie van julle is skuldvry? Wie van julle is voorspoedig? Dit het begin toe jy reeds jou hand opgesteek het. Nie wanneer jy eers die manifestasie gaan sien nie. Moenie 'n ongelowige Thomas wees nie. Jy glo dit nou, omdat dit is nou die waarheid. Ek glo dit nou. Wat dit ook al behels, moet jy vir jouself sê, ek gaan uit skuld uitkom. Ek is gefokus met hierdie. Ons gaan minder by die mall uithang. Ons gaan minder uiteet. Ons gaan minder takeaways. Ons gaan minder fliek. Ons gaan minder net pret hê. Ons gaan fokus op wat ons wil doen. George Thompson sê, walking in divine health and obtaining financial abundance are choices. En dis die waarheid. It is choices. So dit neem 'n kwaliteitsbesluit. Nie net 'n besluit nie. 'n Kwaliteitsbesluit om die realiteit van skuldvryheid aan die gang te sit in jou lewe. Sodat voorspoed geaktiveer kan word. En die rede waarom baie mense val in die verwesenliking van hulle doelwitte is juis hierdie, dat hulle nooit die besluit neem om dit te doen nie. Jy weet, as jy net altyd daaraan dink om gewig te verloor, dan gaan jy nie gewig verloor nie. Ek onthou jare terug, en dat al soveel baie voorbeelde gekom, maar jare terug, onthou ek het op een stadium aan 3 gym, klaplede van 3 organisasies, gym, klap, daai tyd was nog nie Virgin gewees, het was ander groepe gewees in dit, maar nie een van hulle het my in vorm, gesit nie. Nie een van hulle het my ontwikkel nie. Maar ek het 'n goeie gedagte gehad. Maar ek het nog geen kwaliteit besluit geneem. As ek 'n kwaliteit besluit geneem het ek wil gewig verloor, moes ek beter geëet het, ek moes gym toe gegaan het, en ek moes myself daarin gegooi het, deur 'n kwaliteit besluit te neem. So, neem die besluit en gaan dan oor tot aksie. Dis belangrik van jou kant af om hierdie te doen. So, om uit skuld uit te kom, neem veel meer net as hoop en bid. En wens dat dit moet gebeur. Jy moet die beginsel van wens hier verstaan. Ons wens nie meer nie. Ons glo en ons aktiveer. Daar bestaan nie 'n ding soos wens nie. Wel, ek wens, jy weet, ek het meer geld. Ek wens my skip kom nou in. Ek wens Samantha was, ek sal nooit vergeet nie, ek dink sy was 5 jaar oud gewees toe ek haar hierdie beginsel gedeel het oor wens. En ek het vir haar gesê, wens jy om nou 'n lekker roomys te hê? Sy sê ja, ek wens ek het nou 'n lekker roomys. Ek sê wel, jy gaan dit nie kry nie. Dis nie hoekom nie. Ek sê, wat wil jy hê? En sy vra toe vir my, sy sê, papa, kan ek asseblief 'n roomys kry? En ek draai toe en ek koop vir roomys. Ek sê, dis hoe dit werk. Jy het aksie geneem. Jy het jou vader vir jou pa gevra. En hy het voorsien. Neem 'n besluit. Jy kan hom vandag vra, maar dan gaan hy vir jou sê, wat gaan jy doen? Wat se aksie gaan jy neem na jou skuldvryheid? So gaan oor tot aksie. Inteendeel, dit vereis harde werk. In beide in die geestelike as ook in die natuurlike sfeer. En ek sal later met julle deel oor, ek dink in die volgende punt gaan met julle deel oor wat dit behels in die geestelike sfeer, wat jy moet doen. Maar in die natuurlike sfeer moet jy jou kredietkaarte opknip. Jy moet aksies neem om uit skuld uit te kom. Dissipline toepas. Buitendien, ek dink nie dit is regverdig om vir God te vra om jou heeltyd te help, maar jy bring nie jou kant nie. Jy is nie 'n gewer nie. Jy is nie 'n saaier nie. Ek onthou, toe ek en Trandi op hierdie punt gekom het, met hierdie besluite geneem het Samantha, was oor Kersfees gewees, toe kom sy na ons toe en sy sê vir ons, dat sy sal graag hierdie poppie vir Kersfees wil hê. En dit was 'n pop wat alles kon doen. Hy het doek nat gemaak en gevra vir 'n bottel, as jy bottel gee, dan piep hulle, en weet, dit was 'n dierpop gewees. En daar's 'n manier wat ek en Trandi op daai stadium dit kon bekostig het nie. Nou ek sê op daai stadium, want dis wat ons ook, wat ek geleer het, leer jou kind in die weg wat hy moet gaan. Ons het ons kind geleer, jy sê nie, jy praat nie, ons het nie geld nie. Ons het nie vir haar gesê, waar dink jy met geld vandaan kom? Hoe dink jy gaan ons nie hierdie geld kry nie? Jy weet, waar het ons die geld vir hierdie poppie nie? Ons het vir haar geleer hoe om saam met ons te glo, soos met die lemoen ook. En ons het daarvoor gestaan. En is in daai maand waar my kar ook vir my al weggeneem was. Maar ons het besluit daai maand dat ons gaan God begin eer. En ons het eerder,
Ek sê nie dis wat jy bedoel nie, dit was wat ons gedoen het. En ons het eerder daai paaiement wat ons betaal het, ons gekom en gesê, weet jy wat, ons moet uit skuld uitkom. Ons moet ons skuldeisers gee, want ons het dit veroorsaak. En ons moet hulle betaal. Ek sê nie, jy moet hulle ignoreer nie. Maar jy volg 'n pad met dit. Maar in elk geval, ons het toe gekom en gesê dat ons gaan hierdie weg volg. En 'n man kom na ons toe, weet van niks nie, het geen idee van wat in ons lewens aangaan nie. En hy kom met R3000 en hy sê vir ons, dat hierso is wat die Here vir my, ek en my vrou het gebid hieroor uit, en die Here het vir ons gesê, ons moet hierdie geld vir julle bring. En daai dag het ek en Trane 'n keuse gehad, ons kon ons kar betaal, en daai kar sou net vir die volgende maand weer betaal gewees het. Die Here kon die volgende maand ook weer voorsien het, maar ons wou koninkryksbeginsels aktiveer het. Dis waar ons begin het. En ons sê, iewers moet ons begin, ons moet tot aksie oorgaan. En wat ons toe gedoen het is, hier is die mooie ding, daai man sê toe ook die volgende ding, hy sê, en wat jou dogter ook al vir Kersfees wil hê, koop het vir haar. Dit was die stem van die Here wat ons gepraat het daar. Want dis wat ons dogter gevra het. Sien jy hoe werk die Here? En ons moes vir haar daai pop koop. Ons kon nie nou my vraag gesê het, nee, ons kan dit nie bekostig nie, want die Here het voorsien. En ons het met haar hierdie vreugde meegedeel. Ons het met haar gedeel oor wat God kan doen. Soveel jare terug al. Ons het dit vir haar vir Kersfees gekoop, en toe vat ons ons het skuldgeld ons gehad het ons betaal, ons het dit afgelos, maar ons het terselfdertyd het ons kospakkies gaan koop. Ons hele huis, op die vloervlak, weet, in die kombuis in die eetkamer was vol pakkies, ons het uitgepak, ons het kos gekoop, en ons het dit vir mense gaan gee. Wat is seën? Jy sien, ons het ons skuld gedelg, ons het vir die Here gegee, en ons het ook gewers geword vir ander mense. En dis belangrik dat jy hierdie sal verstaan vandag, in die beginsel van die koninkryk. Dis om jou deel te doen wat dit betref. So, buitendien, soos ek sê, is dit nie regverdig om vir die Here te vra om jou te help, as jy nie jou kan bring nie. So, moenie deur ongehoorsaamheid vandag, of selfs deur luiheid, deur luiheid die wysheid van God mis of ignoreer in jou lewe nie. Toe Petrus, jy weet, toe Jesus vir Petrus sê, kom, toe Petrus vir hom vra, Here, kan ek op die water loop? Toe sê Jesus vir hom, kom. Daar's nie 'n voorwaarde met Jesus. Daar's nie 'n geval wat hy kom en sê, Petrus, wat dink jy, wat vra jy? Wie dink jy is nou vir my te vra? Ek is die seun van God. Ek is die Christus. Ek is nie op die water loop. Jy sê vir ons om water te loop nie. Nee, Jesus sê vir hom, kom. Kom Petrus. Hy het op daardie woord gereageer toe en geloop. So Petrus het aksie geneem. Hy sê, Here, kan ek hierdie doen? En Jesus sê, kom Petrus. Dis nie onmoontlik vir jou nie. En Petrus het uit die boot uit geklim en geloop. Dis die aksie. Jy moet aksie neem aangaande jou skuldvry, aangaande voorspoed in jou lewe. Maar toe jy om rondkyk en die omstandighede begin sien, die realiteit aanskou, sê die Bybel het hy gesink. So wat het die Here reeds vir jou gesê vandag? Is dit te groot? Is jou droom te groot? Is jou visie te groot? Voel jy onbevoeg? Nee. Wie loop op water vandag? Wie het op water geloop 2000 jaar terug? Niemand nie. Jesus het en Petrus. Want Petrus het sê, ek wil ook. En Jesus sê, kom Petrus. Jy kan nie vandag kom en sê, Here, ek weet nie, hierdie geld, hierdie behoefte is net te groot. Ek weet nie of u dit kan doen nie. Jesus sê, kom, toets my hierin. Toets my vandag hierin. Kom, en jy sal ook op water loop. Kom, jy sal sien, jou byl sal ook dryf. Kom en sien wat ek vir jou kan doen. Maar wat gaan jy doen? Wat het verg om uit die boot uit te klim? Wees 'n gewer, begin te saai, begin die Here te eer vir jou skulddelging en jou finansiële voorspoed. So, wat het die Here reeds vir jou gesê? Is dit te groot? Voel jy onbevoeg om dit uit te voer? Nee. Wat se verskonings gaan ons nog hê? Hou op om verskonings te hê. Wanneer jy dit in jou vermoë gaan doen, beteken dit jy het nie die Here nodig nie. En ongelukkig so baie mense daar. Wat se visie die Here jou ook al gegee het, doen dit. Wees gehoorsaam. Ask big. Ask of God. Ask big of God. As jy miljonair status oor jou roep wat binne jou is, wat doen jy dan met wysheid? Wat doen jy dan met geloof? Wat doen jy om aksie uit te voer om daarby uit te kom op die water te loop? Jy moet iets doen. Soos ek hierso met jou praat, stap ek en my vrou uit in een van die grootste
situasies van waar ons uit die boot uitklim. En ons het al baie in ons lewe gedoen. Ons stap uit, en in daai uitstap, jy weet, as ek het vir mense noem, daar buitekant, dan sê hulle, dan kyk hulle my so aan, en sê hulle, hoe gaan julle so en so en so en so? En ons het geleer om hierdie goeders nie met mense te deel nie. Ek praat van Christene. Hulle verstaan nie, omdat hulle leef nie in hierdie nie. En die Bybel is nie 'n storieboek nie. Dis 'n realiteit. Dis wat gebeur het. Maak dit jou eie. Dis die woord van die Allerhoogste God. En dit is vir my en dit is vir jou. Ek glo dit. So wat doen jy met wysheid? Wat doen jy met geloof? Wat doen jy met aksie om daarby uit te kom? Jy moet op die punt kom waar jy 'n kwaliteit besluit neem om skuldvry te leef en voorspoedig te raak en oor te gaan tot aksie. Alles wat jy moet doen dit. So ek het die vraag al gevra, wees fed up om in hierdie situasie van slawerny te wees. Ek wil jou uitdag vandag en sê, Here, ek hou op om fed up te wees. Ek klim uit. Genoeg is genoeg. 'n Kwaliteit besluit, kyk saam met my, het altyd die rigsteen van die hemel. Ons praat oor kwaliteit besluit. So, wanneer jy tot aksie oorgaan, met wat dit ook al behels, in jou geld, jy het altyd die rigsteen van die hemel. God gaan nie kom en sê, hy het nou uitgestap. Die Here het vir my gesê, in 2005, daar sekere dinge wat ek mee uitgestap het, en om so voor vertrou het, my visie was so groot, dat dit was nie eers die Here se wil vir my nie, maar hy het dit geëer. En daai het my geskok. Ek sê, Here, as dit nie eers die wil was vir my nie, en ek het dit gedoen, nou dit was alles tot uitbreiding van die koninkryk van God. Dit was nie tot my eie voordeel, maar alles is vir jouself ook. God het jou lief. Die tuinslang word nat binnekant. En God sê ek het dit gedoen omdat jy uitgewaag het in geloof. Jy kan nooit te min vra nie. Jy kan nooit kom en sê, hierdie is net te groot nie. So kyk saam met my, wat 'n mens vandag doen ter wille van môre, word 'n belegging genoem. Wat 'n mens doen ten koste van môre, word skuld genoem. So baie slegte ervarings wat mense deurgemaak het, terwyl hulle met skuldeisers te doen gehad het, kon vir my gewees het. Slegte ervarings, selfs egskeidings, selfs siektes, swaar kry, dit kon vir my gewees het. As jy weet wat om te doen, dan hoe kan jy dit vermy nou in jou lewe? Jy kan dit voorkom. En een van die belangrikste dinge wat skuldeisers van jou al wil hê, is om op hoogte gehou te word. So met ander woorde, wanneer jy in skuld is, bel hulle, sê vir hulle, kan ek met julle hierdie reëling tref? Hulle verstaan dit. Hulle lok dit. En dit is goeie kommunikasie. Moenie net sê, ek gaan alweer julle en hulle lelik behandel nie. Nee, praat met hulle ordentlik. En sê vir hulle, baie dankie vir die werk julle doen, kan ek met julle so reëling maak? Hulle verstaan dit. So, punt nommer 4, en dit is die belangrike een wat ek by wil uitkom, begin te praat oor jou finansiële vryheid, en ek het nou genoem, dat daar 'n geestelike aksie en daar 'n fisiese aksie. Hierdie is die geestelike aksie. Hierdie is die ding wat die Here my, laat ek gedink, ek dink is nou 24 jaar terug, wat hy dit vir my geleer het. En ek het nog nooit opgehou dit met dit, so kragtig, begin te praat oor jou finansiële vryheid. Vir jou om uit skuld uit te kom en voorspoed in jou lewe te sien, moet jy God se voorbeeld volg. Ek sê, God se voorbeeld volg. Luister hierso, in Genesis 1. Alles in die lewe van 'n Christen het te doen met sy mond en belydenis. Alles. Ek gaan dit vir jou uit die woord uit bewys. Genesis 1, kom ons lees dit saam. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons weet dit. Goed. Vers 2, en die aarde was woes en leeg. Jou lewe mag dalk nou woes en leeg wees en duisternis was op die wêreld gewees. Dis die toestand van die wêreld gewees in die begin. Jou lewe vandag mag dalk woes en leeg wees, daar mag duisternis in jou lewe wees, jy weet nie hoe jy die lig aan die einde van die tunnel sien nie, jy weet nie hoe jy uitkoms gaan sien nie, jy weet nie hoe voorspoed gaan kom jy weet nie hoe jy verhoog gaan kry nie, jy weet nie hoe jy vermeerdering gaan kry nie, maar vers 3 sê, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ja, Steven, jy praat nou van God. Dis ek. Hold on to your horses. Hou vast, laat die, hoor, jou denke moes in hierdie tyd nou al vernuwe gewees het. Vers 3, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vers 6, en God het gesê, laat daar uitspansel wees, en dit was so.
Sien julle? En dit was so. God het nie gesê, wel, kom ons kyk, kom ons hoop en bid nie. Kom ons hou hande vas. Kom ons vertrou nou. Engele, ek gaan 'n WhatsApp uitstuur en al die engele het hulle saam met ons bestaan. Engele, ek stuur 'n memo uit vir julle WhatsApp. Julle staan ons moet vertrou, daar gaan nou lig wees. Jy mag nou sê, maar Steven, dis godslasterik. God is God. Nee, die koninkryk is binne jou. Hemel het in jou gekom. Die vermoë van God is binne jou. Nou leer ek jou die weg om hierdie wat binne jou is te aktiveer. En so met ander woorde, God het verwag en dit was so. Vers 9, en God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. En God het die droë grond aarde genoem. Hy het gesê, en toe het hy dit genoem. En God het gesê, vers 11, laat die aarde voortbring grasspruitjies, en vrugte, en saad op die aarde, en dit was so. Die Bybel sê nie hierso, en, jy weet, dat die tyd verloop nie, of die Bybel sê nie, dat, jy weet, die ding het toe nie so uitgewerk, so wat God beplan het nie, nee, dit was so. Vers 14, God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, en dit was so. Vers 16, God het 2 groot ligte gemaak, die groot lig om te heers, die son oor die dag, en die klein lig, die maan om te heers, oor die nag, ook die sterre. Vers 20, en God het gesê, laat die waters wemel, en dit was so, ek lees nie nou alles nie, jy moet net die kruk van hierdie kry, die beginsel van hierdie kry, die essence van hierdie kry, God het gesê, vers 22, en God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Dis nadat miskien wat ons op back na vers 20 toe, God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg, langs die uitspansel van die hemel, volgens hulle soorte. So nou het God die diere gemaak, en kyk wat sê hy, God het hulle geseën, so hy het sy seën oor hulle uitgespreek, sy vermoë om te vermeerder. En hy het gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Dit was vir die diere gewees. En toe Genesis 6, God het gesê, hoeveel te meer julle klein gelowiges, God wat vir die mossie sorg, gaan nie ook vir jou sorg nie. Vers 24, en God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens die soorte, en dit was so. Toe sien God dat het goed was. Vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle heers. Oor wat moet ons hulle heers? Oor dit wat God klaar geseën het, al die diere, hierdie aarde, hierdie wat hy vir die mens geskep het. God het die hele aarde, alles perfect vir die mens klaar gemaak. Toe maak hy die mens, dit wat God vir die mens gemaak het, en hy sê, heers toe oor hierdie. Heers oor hierdie nou. Moenie 'n slaaf wees nie, heers oor hierdie. Laat ons mense maak na ons beeldsgelykenis. Vers 28, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, ook, wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers. Subdue, onderwerp dit en heers. Jy is nie gemaak om 'n slaaf te wees nie. Moenie dat mammon jou weer slaaf. Kyk wat is God se wil oor jou lewe. Moenie dat tekort 'n slaaf wees nie, dat jy wonder wat gaan jy doen nie. Vers 31, toe sien God, en ek hou van hierdie, dis wat ek sien, ek visualiseer, ek elke dag, gaan nie dag in my lewe verby, dat ek sien, ek visualiseer, dit wat my mond spreek, ek visualiseer dit. Soveel so, oor my hele lewe, ek doen dit so, karre het so gemanifesteer in my lewe, huise het so gemanifesteer in my lewe, geld in my bankrekening het so gemanifesteer in my lewe, ek visualiseer dit, en het raak so sterk, dat my sintuie begin geactiveer word, dat ek die reuk van 'n nuwe kar ruik, ek ruik my nuwe huis, as ek my kop neerlê in die aand gaan slaap, dan mediteer ek weer daarop, ek doen dit letterlik elke dag van my lewe, ek visualiseer dit, en toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was nie net goed nie, dit was baie goed. Halleluja. So nou, wat probeer ek vir jou sê so? Hier is 'n vermoë wat binne jou is, volgens Romeine 4 vers 17, moet ons dit ook doen. Jy moet ook doen wat God gedoen het, want soos geskrywe is, hy praat nie van Abraham, ek het jou vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het. Abraham wat in God geglo het, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, asof
dit, roep asof dit bestaan. Jy met dit wat nie nou, wat jy sien in jou lewe nie, moet jy begin te spreek, jy moet dit roep. Dit gebeur nie van self nie. Dit gaan net outomaties gebeur, omdat jy, liewe Jesus, sak en teerbid nie. Nee, jy moet heers. Jy moet die koninkryk gryp. Jy moet in beslag neem. En jy moet sê, in die naam van Jesus, roep ek voorspoed in my lewe. Want is binne my. Ek roep dit wat binne my is om uit te kom. Konsepte, idee, entrepreneurskap. God gee my die idees. Guns is in my pad. Pad bedoel ek in my weg. Dit kom na my toe. So praat jou vryheid, verklaar jou vryheid. Jy moet dit praat. Jy moet dit verklaar. Daar's twee groot verskille in hierdie. Wanneer jy met jou vrou praat, wanneer jy met jou man praat, wanneer jy met jou kinders praat, praat jy finansiële vryheid. Jy praat oorwinning. Samantha sê vir ons gesê, tot vandag toe nog, as ons vra sê, as sy vir ons 'n vraag vra, kom ek gebruik ons maar voorbeeld, het julle toe daai kar gekoop? Dan sê ek ja. So sê sy vir ons, nee, regtig nou, praat jy nou geloof of praat jy nou regtig? Want jy kan nie meer die onderskeid vind oor hoe ons praat nie. Geloof en realiteit is een en dieselfde ding vir ons. Wanneer ek een keer vir die Here gevra het en geloof oor dit uitgespreek het, glo ek dit. En dis wat ek praat. Dis wat ek sê. Dit is sy wil. Maar verklaar is nou wanneer ek dit in die naam van Jesus, ek skep iets wat niks is nie, wat met tot stand kom. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Verklaar jou, praat jou vryheid, verklaar jou vryheid. Markus 11 vers 23, want voorwaar ek sê vir jou, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, jy moet vir die berg sê, hef jou op en werp in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Twee aspekte hierso, jy moet glo, jy moet sê. Jy moet glo, jy moet praat. Jy moet glo, jy moet verklaar. Die berg gaan nie van self skuif nie. Jakobus 3 vers 6, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Dis die tong. Nou, ons moet die hele gedeelte daar lees, maar hy sê so, jou tong kan doodpraat. Jou tong kan jou in jou graf inpraat. Jou tong kan jou in armoede inpraat. Jou tong kan jou in verwoesting inpraat. Job 22 vers 28 in die Amplified Bible sê, you will also decide a thing and decree a thing. Sien? Decide, as die woord, neem 'n besluit and decree. Sien jy hoe ek die woord gebruik om te back wat ek oor praat? En hier is die ding wat die Here my geleer het. So you will also decide a thing and decree a thing. Jy kan nie net decree soos 'n papegaai dit leer nie. Jy moet hom besluit. 'n Papegaai kan nie besluit nie, maar jy kan hom leer, sê dit en hy gaan dit sê. En dis hoe baie Christene is. They don't know the word. And it will be established for you, and the light of God's favor will shine upon your ways. Wat is skrif, hè Anton? Wat is skrif? You will also decide and decree a thing, and it will be established for you. And it will be light. The light of God's favor will shine upon your ways. Spreuke 18 vers 21 in die Passion Translation sê, your words are so powerful. Your words are so powerful that they will kill or give life. And the talkative person will reap the consequences. 'n Man het jy nog met gekom te sê vir my, Steven, is nie alles oor wat jy praat nie. Dit is nie waarheid nie. Toe haal ek hierdie uit die woord uit. Ek sê dit het dood en lewe is in die mag van God, het alles daarmee te doen. Samantha was 'n klein dogtertjie gewees, baie klein nog gewees. Toe was my troetelnaam vir haar was Asjas gewees. Weereens kom ek terug na wysheid, deur die Heilige Gees aktiveer, bring dit uit en dit bring wysheid vir ons oor wat ons moet sê en hoe ons moet optree in ons lewens. So die Gees van die Here wat binne my is, het wysheid geaktiveer en hy sê toe vir my, jy kan nie jou kind Asjas noem nie. En ek is toe verras. Ek hoor hom vir my dit sê. En ek dacht, hoekom nie? Hy sê, gaan kyk in die woordeboek. Ek gaan kyk in die woordeboek, dit beteken, jy kan het self van naslaan, dit beteken, domkop, 'n persoon, 'n niks beduidende persoon, wat sy lewe op niks uitdraai nie. Ek het elke keer, ek gedink, dis 'n liefling troetelnaam, papa se Asjas. Papa se domkop, papa se niks beduidende persoon, jou lewe gaan op niks uitdraai nie. Dis die realiteit daarvan. En ek moes dit onmiddellik gestop het. En ek het die Here om vergifnis gevra, en ek het dit geaktiveer met woord oor haar en lewe oor haar. Ek onthou ook,
dat ons was eendag op vakansie in Ballito gewees, en Samantha was toe nou hier, jong tiener nou al in hierdie tyd, en sy het daai dag net op al my punte gedruk, wat net nie nodig was nie. Tot op 'n plek waar ek toe nou kom, laat die middag, en ek sê vir haar, jy weet Samantha, jy maak my siek. Kwaad vir haar. Daai nag, hardloop ek, bo en onder, siek. Ek is so siek. Ek sal nooit vergeet nie, ek draai net Rondie wat 'n apteker is, en ek sê, help my. Is dan nie, want sy lê maar net in slaap. En sy draai nie so, sy het nie regtig geslaap nie, en sy is wakker, die hele ding, maar sy geen om, sy weet wat gebeur. Sy draai net so om na my toe, sy sê, jy het dit oor jouself gebring. En die oomblik toe sy dit vir my sê, toe wakker die Heilige Gees daai aan, en ek besef toe wat ek daai middag vir Samantha gesê het. En ek vra die Here om vergifnis, en ek sê, Here, vergewe my wat ek oor my dogter gespreek het, en vergewe my wat ek oor myself geaktiveer het. Ek vra vir genesing en heelheid in my liggaam, en ek sê nou vir julle, onmiddellik, soos ek dit gesê het, onmiddellik het genesing deur my gespoel, en ek het die res van die aand geslaap. Ek het dit geaktiveer, maar ek het ook weer reggetrek. Ek het dit gedoen. Ek het nie gesê, Here, ek hoop en bid, jy gaan my gesond maak nie. Ek het dit geaktiveer. God is 'n daaglikse God. Nie 'n Sondag of 'n Kersfees God, of 'n doopdagsok of 'n kind inseën God. Hy is nie daai geleentheidsgod nie. As jy wil hê God moet op 'n daaglikse basis in jou lewe betrokke wees, dan dink ek het jy deur my stories nou al hierso gehoor, dat ek is daagliks met die Here besig met die. Ek betrek hom met elke aspek van my lewe. Jy moet 'n daaglikse basis met die dinge van God ook besig wees. Dan sal jy daaglikse resultate in jou omstandighede ook begin te sien. Ek en Trane het hierdie elke dag van ons lewens begin te bely. Ek is skuldvry, al my behoeftes is voorsien, en ek het nog meer om te kan saai. Ons sê nie wel, ons sal probeer nou nie, om met skuld te kom, of ons wens, ons was skuldvry nie, of ons, dit sal regtig lekker wees om in 'n nuwe huis te bly, dit sal regtig lekker wees om voorspoedig te wees, jy weet, en, nee, moet nooit verwag dat die berg moet skuif, as jy nie gaan sê nie. If you're not saying anything, you're not creating anything. Speak the word of God. Nou jy mag vra ten slotte vandag, waarom kan ek nie maar net glo en niks sê nie? En dit sê sekere kerke vir ons, nee. Ek is geleer in my kerk dat ons bid nie hardop, ek bid in my hart. Nou jy mag in jou hart bid, daar's niks fout nie, bid in jou hart, ek bid baie in my hart. Ek praat met die Here in my hart, ek doen dit. Maar daar's 'n plek wat ek nie net in my hart mee kan verklaar nie. Ek praat met die Here in my hart, maar ek verklaar hardop. Ek kan nie iemand roep, as ek nie hardop roep nie, ek moet verklaar. Want daar's 5 redes, wat ek, net vinnige 5 redes. Markus 12:34, ek gaan nie al die skrifte nou vir jou sê, dis alles in die woord, hy sal verkry net wat hy sê. So jy sal verkry net wat jy sê. Matteus 12:34, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. 2 Korintiërs 4:13, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Jy kan nie net glo en niks spreek nie. Wanneer jy glo, moet jy spreek ook. Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. So, jy spreek die woord van God. Dan Jakobus 2:26, want soos die liggaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder werke dood. En dit is wat die grootste beginsel hierdie, wat die Here vir my gesê het, is dat ek moet begin te spreek. Daai wat Jakobus van praat, dat geloof sonder werke, daai aksie is, ek moet die boot uit klim, alles wat ek met julle gedeel het, daar's fisiese, ek wil julle sê, daar's 'n geestelike aksie en 'n natuurlike aksie. Die geestelike aksie is hierdie. Jy moet begin te praat. Jy gaan moet begin te spreek. Die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek gaan jou sien tot volgende keer. Aktiveer die woord van God, en ek begin met 'n groot getuienis, 'n groot ding wat ek met julle wil deel in ons volgende program, want ek glo dit gaan jou aanmoedig tot groot en hoër hoogtes in die Here. Blessings.